Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Ons is nou hier aan die eind van die somer, hier aan die begin van die winter. Ek weet nie, dis nou miskien nou seker die herfs. Net hier so voor Paasnaweek. Nou kyk, ek wil nou 'n bietjie gesels oor ons wintertuin. Ek weet nie of almal wat nou hier kyk tuin maak nie, maar is tog goed om te weet wat hy nou kan plant en hoe jy dit kan plant en ons probeer hier op ons manier tuin maak op 'n organiese manier, want kyk, party plante ondersteun mekaar, party plante trek peste aan, party stoot peste af. So, as jy nou al daai goed weet, dan is dit baie maklik om tuin te maak sonder om chemiese goed te spuit. Nou kyk, ek wil net gou iets sê van Paasnaweek. Ons is nou voor Paasnaweek, nou hier by ons raak dit baie koud. Nou, voor Paasnaweek is dit nog herfs, en na Paasnaweek is dit winter. So, as jy jou kort nou hemp voor Paasnaweek nog aantrek, kan jy maar die oor Paasnaweek jou baadjie uithaal. Dan het jy hom nodig. En dan nou net nog iets interessant vir Paasnaweek. Ek weet nie of julle weet hoekom Paasnaweek is waar hy is nie. Kyk, Paasnaweek is mos altyd die eerste naweek na dag en nag ewening, die naaste aan volmaan. En dit is hoekom ons Paasnaweek hierdie jaar so laat is om by daai reëling in te pas. Nou, in die winter plante ou nou sekere goed, alles werk in die somer, maar daar sekere goed wat jy nou nie in die winter kan plant nie, wat in die somer werk. Nou ons plant nou die goed in ons kweekhuis, wat ons nou die ander gebou het. Nou die kweekhuis is nou tot 'n mate dat hy sy eie klimaat maak, en dan nou 'n bietjie van die ryp buitekant, wat kyk hier by ons raak dit baie koud, die sneeu selfs, maar die sneeu is nou nie die groot ding nie, die ryp is die gevaarlike ding. Nou maar ons nou sien, maar ek dink daarom dat die kweekhuis kan baie van die ryp buitekant hou. Nou kyk, veral in die winter plante ou kool. Hier het ek nou 'n pakkie koolsaad. Kool akkordeer baie goed. Hy trek net baie maklik peste pla in, ons nou daar verder gesels. Plantluise en so. Nou kool, hy kan taamlik groot raak. Nou ek weet nie of wie van julle nou al in die tronk was nie, maar hulle sê in die tronk kry jy mens baie koolsop, koolbredie en kool alles. Ek weet nie, ek was nog nie in die tronk nie. So, dis een van die goed wat baie lekker werk. As jy nou 'n pakkie saad koop, hier agterop staan gewoonlik alle besonderhede wat jy moet weet, wanneer jy hom kan plant en wanneer jy hom kan oes en hoe lank dit vat om te oes. Maar as jy kan koolplantjies kry, is dit nou amper die beste. En dan, het is nou nog hierdie ding, blomkool. Dit is mos ook maar 'n kool, die blom van die blomkool, het moet maar sy blom. Hy trek ook baie peste en pla aan, maar hy werk ook in die winter. En dan het ons hier marog. Marog is 'n tipe spinasie, hy is veral gewild onder die swart mense, hy is so effe van 'n branderige, peperige smaak. Hy werk lekker in die winter. Alles agter op die saadpakkie is alles. En dan natuurlik spinasie. Spinasie is een van die baie gesonde groentes, hy is vol yster. Hierdie is die Swissjaard. Hy groei 'n geweldige groot blaar, en soos hy groei, kan jy van die blare afknip, en hoe meer jy afknip, hoe meer groei hy. Hy het sommer ook 'n bietjie plek nodig om te groei. En dan natuurlik ertjies. Ertjies is een van die goed wat al lankal saam met die mense kom. Ertjies is baie gesond, en ertjies kan jy oplei, en ertjies is ook baie bestand en ryp en daai goed, so plant maar vir jou ertjies as dit kan. En dan wil ons nou graag ander goed byplant wat peste en pla te werk. Nou kyk, mint, peppermint, is een van die goed wat hy ook kan plant. Hy het dus 'n baie skerp ruik, en sy ruik confuse die insekte. Dit is nou, as ou nou praat van slegte insekte, dit is nou witvlieg, en dit is muskiete, en dit is al daai goed wat jou plante steek en byt. So, plant mint, maar mint is 'n ding wat verskriklik vinnig oorneem, so jy moet hom in 'n bak op sy eie plant, laat hy by mekaar bly, want hy gaan jou hele tuin oorneem as jy nie keer nie. Nou mint het baie skerp ruik, en dan basil. Nou basil is nou, dis nou vir my die verpersoonliking van Italië se smaak. Hy gaan ons so lekker saam met pasta en die pesto, die goed wat hulle mens maak.
Nou bestel het ook baie skerp ruik, maar plant hom, moet hom nie by mekaar plant nie, plant hom hier en daar en hier en daar, tussen jou groentes, laat hy verspreid is. En dan natuurlijk 'n ander ding, wat baie goed werk om peste en plaae te hou, is petersilie. Petersilie, die luise klim op hom, en dan natuurlijk 'n ding wat 'n mens nou glad nie buite rekening moet laat nie, is brandnetel. Nou brandnetel is mos nou volgens ons 'n baie erge pestilensie, maar as jy nou tuin maak en jy kry 'n brandnetel iewers, gaan steek hom uit 'n plant hom in jou tuin. Want die plantluise is baie lief op hom te klim. En as jy nou daar goed 'n plant soos lavender en so aan, hulle lok die goeie insekte soos die lieweheersbesie en skoenlappers en bye. Nou die lieweheersbesie vreet nou die plantluise so daar, as hy nou op die brandnetelande kom, dan is alle plantluise sommer daar bymekaar wat hy kan opvreet. Nou as 'n mens op die manier tuin maak, nou hoef jy nie gif te spuit nie, jy hoef nie chemiese middels te spuit nie, so jy kan sommer as jy daar in die tuin werk, kan jy sommer daar van die goed eet. Nou 'n ander ding wat ons plant is wortels. Nou wortels is 'n baie taai plant. Hy het 'n baie fyn saadjie. So ons plant hom nou in ons planterboks. Ek wil net sê ons hele kweekhuis is vol houers sodat dit goed te plant. Plant elke week vir jou net so 'n rytjie wortels. Volgende week plant jy nog 'n bietjie, en so gaan jy aan, en jy nou jou laaste rytjie plant, dan kan jy nou amper weer die eerstes begin uittrek. So wortels is baie gesond, maar oordat hy so 'n fyn saadjie het, moet jy maar gereeld uitdun. Dit is omtrent goed wat ou in die winter kan plant, en dit is nou so 'n breë trekker die goed by jy saam met jou groente plant, om peste en plaae te hou. Ek wil net sê 'n ander ding wat ek nou amper vergeet het, is knoffel. Knoffel breek jy sommer daai bol van hom oop, en dan vat jy daai huisies, dan plant jy dit. Maar plant dit ook hier en daar in die ry. Jy moenie alles bymekaar plant nie. Dit hou ook peste en plaae weg, want kyk, knoffel het 'n baie skerp ruik, en dan confuse jy daai skadelike insekte. Nou dit is omtrent so 'n breë trekke, as 'n ou in die winter wil tuin maak. As jy 'n stukkie grond het en jy wil dit probeer, volg hierdie riglyne, en dan jy sommer baie lekker groente hê. Nou ja, lekker tuin maak.